Op hierdie dinsdagmôre groet ek jou in die naam, bo alle name, die hoogverhewe naam van ons meester Yeshua. En in hierdie naam is daar krag, daar is oorwinning en daar is deurbrake. Halleluja! So ek hoop jy wandel in absolute oorwinning. Ek hoop dat daar is geloof in jou lewe en dat hierdie geloof jou deurdra in elke aspek van jou lewe. Ek wil iets met jou deel vanmôre. Want is vir my nogal baie hartseer om te sien dat soveel mense twyfel. Soveel mense het ongeloof. En ek gaan iets vir jou sê, hierdie woord, hierdie Bybel wat ek nou vashou, hierdie Bybel is die hoogste gesag. Hierdie Bybel, hierdie woord wat ek in my hand het, is waarop ek my lewe baseer. En ek staan ten volle op die fondasie van Yahweh ons Elohim se woord. En alles wat hierdie woord vir my sê, moet ek doen, dit doen ek. So ek het 'n begeerte om die woord onvoorwaardelik te volbring en te onderhou en daarin te glo. Dis my begeerte. So met ander woorde, as ek lees in die woord en ek lees dit wat meester Yeshua van my verwag, dan wil ek dit toepas, ek wil dit uitvoer tot op die letter toe. Dis my hartsbegeerte. Want jy sien, ek en jy moet gehoorsaam wees aan die woord. En as die woord sê dat ons moet geloof hê, waarin moet ons geloof hê? Ons moet geloof hê in die lewende God, ons moet geloof hê in sy woord, ons moet geloof hê in Yeshua. Dis hoekom ek jou gou wil vat na die woord in die boek van Johannes hoofstuk 14 vers 1 en hier's 'n baie belangrike gedeelte wat Yeshua met ons praat. So wie's nou aan die woord? Is dit ek of is dit Yeshua? Dis Yeshua wat aan die woord is. Hy praat nou met ons. Luister wat sê die woord. Hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in Elohim, glo ook in my. Okay, so dis baie duidelik. Dis baie duidelik. Ek en jy moet geloof hê. Glo in Yahweh ons Elohim, glo ook in Yeshua. So wat behels dit? Wat behels geloof? Hy sê heel eers, moenie dat jou hart ontsteld word. Want hy deel met die wat in twyfel is. Hy deel met die wat nie geloof het in Yeshua nie. Hy deel met die wat nie geloof het in die lewende God nie. En hy sê, ouens, moenie dat jou geloof nou enigsins van stryk afgehaal word nie. Laat jou hart nie ontsteld word nie. So moenie toelaat dat ander dinge jou begin affekteer nie. Moenie toelaat dat mense jou affekteer nie. Ek moet toelaat dat die woord van Skepper lewende God my kom affekteer en my kom verander. So hy sê, glo in Elohim en glo ook in my. So wat is geloof? Geloof is natuurlik 'n werkwoord. So ek moet dit prakties toepas in my lewe. So geloof is nie net iets wat ek in my kop het, of ek lees dit raak en dit gaan verby nie. Nee, geloof is iets wat ek prakties toepas. So ek moet prakties, moet ek my lewe inrig volgens die woord. Ek moet die woord glo, dit moet in my hart, in my gedagte, in my mond wees. Ek moet dit kan bely en ek moet dit kan uitvoer in elke aspek van my lewe. Dit help nie net ek kwoteer 'n versie, maar ek leef nie volgens dit nie. Want die woord moet uitgeleef word. Ek hou van dit wat Yeshua sê. Hy sê nou natuurlik en hy praat met sy disippels en hy praat met die volk. Hy sê die woorde wat ek met julle spreek is gees en lewe. So dit wat Yeshua aan ons kom verkondig het, die woorde wat hy gespreek het is gees en lewe. So die woord moet lewendig word in ons. Dis 'n absolute belangrikheid. Die woord moet lewendig word in ons. Ek en jy kan nie net geloof hê, maar ons verander nie. Ons kan nie net geloof hê en glo dit wat die woord sê, maar dis nie duidelik sigbaar in ons lewe nie. Yeshua sê vir ons, ouens, moenie dat jou hart nou ontsteld word nie. Weet jy hoekom sê hy dit? Want daar is mense wat vandag twyfel. En my hart is seer. My hart is seer om te sien die ongeloof in mense se lewens. En ek praat nou nie net van ongelowiges wat in die wêreld is en hulle die begeerlikheid van die wêreld en hulle doen al die sonde en ongeregtigheid en hulle is nie in meester Yeshua nie. Ek praat van gelowiges wat die woord lees, wat die woord het, maar hulle lewe in ongeloof.
Hulle lewe in absolute ongeloof. Selfs Yeshua het hierdie probleem aangespreek toe hy met die godsdienstige Jode gepraat het. Hy praat met hulle en hy sê vir hulle ouens, julle is so besig met die verkeerde goed, maar ek wil eintlik myself aan julle kom openbaar, maar julle sien dit nie. En so is dit vandag ook dat mense sien net nie die woord raak nie. En mense wil verskonings gee in terme van die woord. O nee, dis nie wat Yeshua gesê het nie. En o nee, dis nie wat bedoel is nie. Okay? So daai persoon funksioneer presies soos wat die duiwel gefunksioneer het in die boek van Genesis, want Satan self het opgetree soos wat mense vandag optree. O nee, dis nie wat die woord sê nie. Nee, dis nie wat die lewende God bedoel het daar nie. Ek herinner jou, dis wat die duiwel gesê het in die tuin van Eden. Die duiwel het dit gesê, en vandag is daar nog steeds mense wat soos 'n slang optree, maar onder die dekmantel van Christendom of geloof. Maar jy sien, dis so belangrik dat ek en jy vandag geloof sal hê. Ouens, ek wil dit neerdruk, ek wil dit afdruk op jou vandag. Vader sê in sy woord, laat jou hart nie ontsteld word nie. Glo in Elohim en glo ook in Yeshua. Want Yeshua is die weg, die waarheid en die lewe. Hier sê hy dit in vers 6. Hy sê Yeshua antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So met ander woorde, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe en ek moet dit prakties toepas in my lewe sodat ek kan wandel op die weg wat nie net vir my reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood nie, maar dat ek sal wandel op die weg wat my lei na die ewige lewe, dat ek sal wandel in die waarheid van God se woord en dat ek die lewe sal hê, die ewige lewe, want dis wat Yeshua kom doen. En hy sê tog in sy woord, dat die wat hom aanneem, het hy die mag gegee om kinders van Elohim genoem te word. As ons hom aanvaar, dis hoekom Yeshua gekom het, sodat die wat hom aanvaar, die gawe van die ewige lewe kan beerwe, die wat in hom glo. So met ander woorde, as ek in hom glo, soos wat die woord sê, daarom sê Yeshua in die boek van Johannes hoofstuk 8, hy sê, as jy glo soos wat die skrif sê, dan sal daar strome van lewende water uit jou binneste uitvloei. In ander woorde, ek moet glo in Yeshua, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in Elohim, glo ook in my. Hoekom moet ek in hom glo? Want hier sê die woord, dat hy is die weg, die waarheid en die lewe. En as ek die weg wil hê, wat vir my reg is, wat my lei na die ewige lewe, dan moet ek wandel in Yeshua. Dan moet ek in hom wees. Dan moet ek my lewe en my geloof en alles moet ek in hom plaas. En dan weet ek het die waarheid en dan weet ek, maar ek het die gawe van die ewige lewe. Ek wil hierdie met jou deel vandag, want my hart is eintlik seer. En ek kan nie verstaan dat mense vandag nog steeds in soveel ongeloof lewe nie. Want Yeshua is die een waarop ek my geloof baseer. Ek gryp hom vas, want hy is my toevlug, hy is my krag, hy is my rots, hy is my sterkte, hy is die een wat my verlos het. Weet jy, ek was 'n sondaar gewees, en inteendeel, as ek jou my getuienis gaan gee, dan gaan jy van jou stoel afval. Maar ek was vasgevang in 'n wêreld van sonde en ongeregtigheid, en dit was alleen deur die krag van Yeshua wat my vrygemaak het, en ek het 'n bo-natuurlike ontmoeting gehad met hom. En sy gees het my kom vul, en ek weet vandag dat daar is krag in hom. Ek weet waar my geloof is, want in die naam van Yeshua weet ek wat daar is. Ek weet die krag wat daar is, ek weet die salwing, ek weet die deurbraak, ek weet die oorwinning wat daar is, want ek persoonlik het dit ervaar. Ek het al my hande op siekes gelê, en daar het dinge gebeur, die oomblik toe ek die naam van Yeshua noem. Ek het al duiwels uitgedryf in die naam van ons meester Yeshua, en ek weet daar is krag in sy naam. Dis hoekom die woord sê, maar hy het 'n naam bo elke naam. So mense, ek wil hierdie vir jou gee vandag, dat jy kan weet, maar ek moet my geloof plaas
in die skepper van hemel en aarde. Ek moet my geloof plaas in Yeshua, wat die weg, die waarheid en die lewe is. En dan weet ek sal die gawe van die ewige lewe beerwe. So mense, moenie dat jou hart ontstel raak. Terwyl daar soveel ongeloof is daar buite, moenie toelaat dat dit jou affekteer nie. Maar inteendeel, staan op in die geloof en laat dit prakties toegepas sal word in jou lewe. Halleluja! Nou ja, dankie dat jy ingeskakel was. Ek groet jou vandag in die hoogverhewe naam van ons Meester Yeshua. Geniet jou dag en tot volgende keer. Shalom.